Hartlike goeiemôre, liewe vriende in ons Here Jesus Christus. Dit is Opstandingssondag en ons harte is jubelend oor hierdie wonderlike dag waarin Jesus Christus die dood oorwin het en uit die graf uit opgestaan het. Baie hartlik welkom by ons Sondag erediens van Uit die Woord Digitaal op hierdie Opstandingssondag. Mag die Here vanmôre ons harte open deur sy woord en gees en vir ons 'n wonderlike en 'n kosbare boodskap gee op hierdie baie besondere dag. Ons wil graag vir elkeen van u uitnooi om in te skakel by Uit die Woord Digitaal se WhatsApp groepe wat elke dag 'n oggendoordenkings ontvang. Dit is absoluut gratis en al wat jy hoef te doen om daarbey in te skakel is om vir ons jou naam en jou selfoonnommer te stuur na die nommer hier op die skerm. Dan het ons by Uit die Woord Digitaal ook 'n splinternuwe boek bekend gestel. Jesus, die lig vir die wêreld. Dit is 'n inspirerende geloofsreis uit die Evangelie van Johannes. En ek en jy kan groei deur saam uit hierdie boek uit Bybelstudie te doen of persoonlike stilte tyd rondom die woord van die Here. Al wat jy hoef te doen is om vir Nita te kontak by die nommer hier op die skerm en sy sal vir jou help met die bestelling. Liewe vriende, ons wil baie dankie sê vir almal se skenkings en donasies om ons kanaal te ondersteun en om ook voort te gaan om die werk van die Here te doen in sy koninkryk. Jou skenking en jou donasie maak dit vir ons moontlik om die woord van die Here met almal te deel. Baie dankie dat jy ook uitreik en ons hande sterk maak om saam met die Here te werk in die Here se koninkryk elke dag. Nou op hierdie wonderlike dag is dit my voorreg om die woord van die Here met jou te deel. Kom ons word vanmôre stil voor sy genadetroon en ons vra hom om ons harte oop te maak en deur sy woord met ons te praat. Kom ons bid saam. Vader, baie dankie dat ons in hierdie pragtige oggend, op die opstandingsdag van ons Here Jesus Christus, u naam kan grootmaak en voor u in aanbidding te kan buig. Ons harte loop oor van dankbaarheid, Here, want Jesus leef en ons met hom. Dankie dat hy die dood oorwin het en dat hy kom deel het met ons sonde en vir ons die pad na die hemel toe kom open het en dat ons die wonderlike voorreg kan hê om kinders van die lewende God te kan wees. In hierdie oggend wil ons vra, Here, dat u ons harte sal oopmaak en deur die Bybel met ons sal praat op hierdie opstandingsdag. Versterk vir ons, bemoedig ons en lei ons in hierdie mooi dag deur u woord en gees. In Jesus Christus se naam bid ons dit. Amen. Vriende, kom ons gaan vanmôre saam lees uit die woord van die Here uit Lukas hoofstuk 24. 'n Pragtige gedeelte wat die opstanding van Jesus Christus vir ons beskryf en ons gaan lees vers 1 tot 6. Die Sondagmôre baie vroeg het die vroue na die graf toe gegaan met die reukolie wat hulle reggemaak het. Daar kry hulle die klip weggerol van die ingang van die graf af. En toe hulle ingaan, het hulle nie die liggaam van die Here Jesus gekry nie. Hulle het nie geweet wat om daarvan te dink nie. Met een staan daar by hulle 2 manne met blink klere aan. Die vroue het groot geskrik en met hulle gesig na die grond toe gebuig. Toe sê die manne vir hulle: "Waarom soek julle die lewende by die dooies? Hy is nie hier nie, hy is uit die dood opgewek. Onthou hoe hy met julle gepraat het, toe hy nog in Galilea was, en gesê het, die Seun van die mens moet uitgelewer word in die hande van sondige mense, gekruisig word, en op die 3de dag opstaan." Broeder en suster, die opstanding van ons Here Jesus Christus is nie net 'n historiese werklikheid nie. Dit is die hart
van ons Christelike geloof. Sonder die opstanding is die kruis alleen 'n tragedie. Maar met die opstanding word die kruis 'n oorwinning. En vandag, tydens Opstandingssondag, wil ons die Here loof en prys vir Jesus Christus se oorwinning oor die dood. Ja, inderdaad is Christene se harte vol van vreugde en blydskap op hierdie pragtige dag wat ons saam vier as sy kinders. Vandag verkondig ons nie 'n dooie verlosser nie, maar 'n lewende koning. En ons het hierdie wonderlike gebeure vanmôre saam gelees hier uit Lukas hoofstuk 24. Toe die vroue daardie Sondagmôre baie vroeg daar by die graf aankom, vind hulle dat die steen wat voor die opening van die graf was, weggerol is. Hulle was aan die een kant al verbaas en het gewonder wat hier aan die gang is, maar die eerste ding wat hulle gesien het toe hulle daar aankom, is dat die groot steen nie meer op sy plek is nie. En dit was nie om vir hulle bloot maar net te wys dat Jesus uitgekom het nie, maar hulle het self ook ingegaan om getuies te wees dat die graf leeg is. Hulle moes ingaan en inkyk om te glo. Nou hierdie steen voor die opening van die graf simboliseer menslike beperkings, hooploosheid, die finaalheid van die dood en die feit dat ons as mense baie keer in sonde met blindheid geslaan is. Maar wat doen God op hierdie Sondagmôre? Hy rol die steen weg voor die opening van die graf. En wat beteken dit vir ons? Dit beteken, daar is geen steen te swaar vir God nie. Daar is geen steen te groot vir God nie, of te finaal vir God nie. Miskien staan daar vandag in jou lewe groot stene wat die verhouding tussen jou en die Here belemmer. Jou situasie in jou lewe lyk dalk hooploos. Dit lyk dalk dood. Dit is dalk 'n hart wat baie swaar is in jou lewe. Maar die opstanding sê vir ons, daar is hoop. God kan groot stene wegrol. Die oomblik toe die vrouens daar uit die graf uitkom, het daar skielik 2 manne by hulle gestaan met blink klere. Ons aanvaar dit was engele. En hierdie engele sê vir hulle dat Jesus nie hier is nie. Dit is die mees kragtige woorde in die geskiedenis. Alle ander grafte het doodsbeendere in. Ja, die graf van Boeddha het nog sy doodsbeendere in. Die graf van Mohammed het nog sy doodsbeendere in. Groot leiers is ook nog in hulle grafte. Maar Jesus se graf is leeg. Hoekom is dit belangrik vir ons as Christene vandag? Omdat die dood, die grootste vyand van die mens, oorwin en verslaan is. In 1 Korintiërs 15 kom Paulus en sê, dood, waar is jou angel? Doderyk, waar is jou oorwinning? Dit beteken, die sonde is oorwin. Die dood is verslaan. En die vyand kan geen houvas meer op ons hê nie, want ons skuld is betaal. Die opstanding is God se bewys van, dit is volbring. Nou, liewe broeder en suster, die engel sê toe vir hulle, onthou hoe hy met julle gespreek het. In hulle pyn het hulle dit nie onthou nie, hulle het dit vergeet wat Jesus vir hulle vroeër gesê het, dat hy sou opstaan uit die dood. In hulle hartseer kon hulle die woord nie onthou nie, en hulle het hulle woord al verloor uit hulle lewe. Maar is dit nie ook baie keer ons as mense se probleem nie? Wanneer dinge verkeerd loop in jou lewe, wanneer dit voel dat jou gebede nie deur God beantwoord word nie,
Wanneer ons teleurgesteld is met die lewe, wanneer ons voel alles val uit mekaar uit, dan vergeet ons baie keer God se woord en wat hy vir ons gesê het. Maar met die opstanding kom God en hy herinner ons deur sy woord wat sal gebeur. Wat hy gesê het sal gebeur, wat hy beloof het gebeur. Wat hy sê sal in vervulling gaan en sal nooit leeg na hom toe terugkeer nie. Wat die Here aan ons beloof het, sal hy uitvoer. Na die opstanding sien ons dat Jesus se disippels se lewens totaal en al verander het. Daar by die kruis was hulle hartseer en teleurgesteld en ons weet dat hulle ook weggegaan het van die kruis af en gedink het daar is geen hoop meer nie. Maar na die kruis is hulle nie meer bang en onseker nie. Hulle is dapper. Hulle is vol getuienis. Hulle kruip nie meer weg nie, maar hulle gaan uit om te verkondig. Daar's nie meer twyfel nie, maar daar's vaste geloof in hulle harte. Hoekom? Omdat hulle die lewende Here Jesus Christus ontmoet het. Die opstanding is nie net 'n feit om te glo nie, dit is 'n krag om te aanvaar en te ervaar. In Romeine 8 sê Paulus, dieselfde Gees wat Jesus uit die dood uit opgewek het, leef in ons. En dit beteken nuwe lewe, nuwe hoop en nuwe krag. Die vraag is nie net, het Jesus opgestaan nie. Die vraag is, wat beteken dit vir jou vandag? As hy leef, en ons weet Jesus leef, hoef jy nie meer te vrees vir die lewe nie. En omdat ons weet Jesus leef, hoef jy nie meer in die sonde vas te val nie. En omdat ons besef Jesus leef, hoef ons nie meer sonder hoop te wees nie. Want hy leef en hy's naby jou. Hy leef en hy sal red. En hy leef en hy sal jou lewe herstel. Daardie Sondagoggend by die graf van Jesus, het dit begin met trane en verwarring en hartseer in die lewens van daardie vrouens. Maar dit het geëindig met vreugde, hoop en oorwinning. En vandag kom die hemel weer om vir ons almal te sê, Jesus is nie hier nie. Hy's nie meer in die graf nie. Hy het opgestaan. Geliefdes, die opstanding van Jesus Christus vra van elkeen van ons 'n reaksie. Glo jy dit? Vertrou jy dit? Leef jy soos iemand wat saam met die Verlosser leef? Kom vandag uit jou ongeloof, uit jou hooploosheid, uit jou vrees en uit jou vertwyfeling en uit jou graf van sonde en gaan leef in die krag van die opstanding. Kom ons sê dit saam in ons harte ook vandag. Die graf is leeg. Die dood is oorwin. En Jesus leef en ons met hom. Mag hierdie boodskap vandag vir jou hart oplig in vreugde en in blydskap en in jubeling en jou aanmoedig om saam met Jesus elke dag te gaan leef, want hy is inderdaad die lewende koning. Kom ons bid saam. Vader, baie dankie dat ons vandag op hierdie pragtige dag die opstanding van ons Here Jesus Christus kan gedenk. Jesus leef en ons met hom. Daar is hoop vir ons. Daar is redding vir ons. Die oorwinning is behaal. Ons eer U daarvoor. Laat ons vanuit die opstandingskrag van Jesus Christus elke dag lewe deur die werking van U Heilige Gees. Baie dankie vir U boodskap van vandag vanuit U woord. Bevestig dit in ons harte. Motiveer ons deur U Heilige Gees om elke dag nuut te gaan lewe en ons lewe aan U toe te vertrou in woord en in daad. Ons vra dit alles, Here, nie omdat ons dit verdien nie, maar uit genade alleen in Jesus Christus se naam. Amen. Vriende, dankie dat U vanmôre by ons ingeskakel het.
As die Here wil, sien ons mekaar weer by 'n volgende geleentheid. Vrede vir jou.